Goeiemôre geliefdes, hartlik welkom in die huis van die Here. Mag ons ook vandag, al is dit koud buite, 'n warm ervaring deur die Here se woord en die Heilige Gees ervaar. Kom ons kyk na enkele sake wat ons gemeente raak. Ons begin by sake van meelewing. Ons is baie dankbaar dat Susan Meiburg in die hospitaal ontslaan is. Sy sterk tans by haar seun aan. George Brits is egter op hierdie stadium in die critical care unit op 'n ventilator in Milpark. Ek was gister daar by George. Ons bid ook vir George en Louise aan hierdie in moeilike tye, waarin hy baie siek is, en bid ook vir die beterskap van die Here. Maar dan ook baie lekker om te sê, geluk met verjaarsdae. Gertie, baie geluk, die 7de verjaarsdag, baie geluk met die verjaarsdag, dit is 'n mooi en 'n geseënde jaar wat voorlê. Jacqueline Ley van Staden verjaar die 7de, Pieter Steyn die 8ste en Hildegard Steyn verjaar die 10de Julie. Enkele afkomstige gemeente raak, ons kollektes is in die voorportaal vir die diens van barmhartigheid en kerkkas. Ons katekisasie het afgesluit vir die skoolvakansie, die Bybelstudie ook het afgesluit vir die skoolvakansie. Ons drink nie vandag saam tee nie en ek self is met verlof vanaf môre tot en met Vrydag. Ek sal wel Sondag weer terug wees in die gemeente. Dan begin ons vandag met ons nuwe preekreeks, ook 'n reeks van 8 oor die ek is uitsprake. Vandag begin ons met ek is die brood van die lewe. Ons gaan stil word voor die Here met Skrifbreiding 5:1, daarvan vers 6 en 7. Ons kan vandag saam wees, omdat dit wat vir ons hier beskryf word in Skrifbreiding 5:1 gebeur het met Christus op die kruis. Hy het gesterf, en toe hy daar hang het hy gesê, na die 3 ure van duisternis, dit is volbring. Ek het die pad oopgemaak tussen God en my medebroers en susters. Ek het die pad, die brug herbou wat gebreek was. En daarom kon hy ook daarna sê in vers 7, Vader, in die hande gee ek my gees oor, want my taak op aarde waarvoor u my gestuur het, is volbring. En daarom kan ons vandag hier in hierdie gebou sê, ons hulp is in die naam van die Here. Ons sit so aan sing ons Skrifbreiding 5:1 vers 6 en 7. Dis die bekende melodie van Psalm 146. Toe die offerwerk verby was, na Gods hoë ordene, het die Heer sy daardeur gronde
uitgeroep, dit is volbring, en die hoop vol laag gebuig. Het hy sterven dit betuig. Als die luide roep van Jesus, en dan skei jy die vrees. Vader, in u volgehoede, in u hand ontvang my gees. Naar sy helse rassernij, snel ontwyken is hy vry. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle, van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dood, die owerste oor die konings van die wêreld. Amen. Ons loflied, lied 188 vers 1 en 2, ons het sê ons hier tesame, omdat Christus vir ons gesterf het. Nou sê ons met ons loflied, kom dank nou almal God, vir alles wat hy gedoen het. Daarna doen ons saam belydenis van ons Christelike geloof. Kom dank nou almal God, met hart en mond en hande, lof hom wat onderstoot, tot in die verste lande, van vroeg van kindspeen af, het hy ons trou bewaar, net tot vandag toe nog, gesleen en gespaar. O God, so ryk en goed, gee ons so lang ons lewe, altyd te blye aan, naaste u wil strede. Laat u genade ons beveilig teen gevaar, mijn donker ure ons van struike ellende waar. Ek nooi u om saam met my u geloof hardop te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy het die lyding van die hel ondergaan, hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. God is liefde, juig ons harte, en bedink wat liefde doen, dat hy ons
ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. As die Vader in sy liefde, dan die sondaar maak tot kind, mag sy seun al meer gestalte, en ons doen en late bevind. Ons gaan luister na die 10 gebooie, die riglyn van God vir ons aardse lewe. Hierdie 10 gebooie word ingedeel in 2 tafels. Die eerste tafel, gebod 1 tot en met gebod 4, gaan oor hoe ons teenoor God moet optree. Dan van gebod 5 is tot en met gebod 10, gaan dit hoe ons moet optree teen ons naaste. Kom ons luister na die 10 gebooie soos God dit vir ons aangekondig het. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld maak of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of van wat by aarde hieronder, of van wat in die water onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, gedenk die sondes van die vaders aan die kinders, tot aan die 4de en die 5de geslag, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie sy slaaf of slavin, sy bees of sy donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Wanneer Jesus aarde toe kom, geliefdes, dan openbaar hy wat die wet van die Here vir ons is. Die wet is die spieelbeeld na Christus toe, want die wet openbaar ons sonde. Die wet word in Christus vervul, en die wet, sê die katekismus, is die belangrikste deel van ons dankbaarheidslewe. Daarom gaan ons ook, terwyl ons staan nou, die Here dank en loof vir dit wat hy vir ons gegee het, met die woorde van Psalm 119, oor die wyse waarop ons ook teen die wet moet optree. Ons sing 2 verse, daarna kan jy gaan sit, sodat ons saam kan bid. Vers 1 en 3, Psalm 119:1. Zalig die en oprechtheid wandelen die Heerse weg, die omsoek van ganse harte en op sy getuigenis steek. Zalig die wat in hul wandel, nie op onregspaaie gaan, maar wil wandel op die weë in Gods wet vir hul gebaan. As ek hier u wet wat billik, reg en waar is, maar kan leer, dan word u van ganse harte
en opreg deur my geëer. Ja, ek loof U, want regverdig is U regte woord en daad. Wil dan nimmer my verlaat nie, wat U het nie wil verlaat. Ons Vader in die hemel, ons het saam geluister na U wet. Ons het daardie 10 gebooie voel inbrand op ons hart. Wat as ons U wet, wat reg en waar is, maar volmaak onderhou, dan sou ons vanoggend hier kon staan en sê, ons is geregtig op grond van ons dade. Maar ons weet, o Vader, die woorde van Psalm 130 vers 2, kom in ons ore op en brand in ons hart. As U die sonde na reg wou gadeslaan, wie sou een enkele stonde voor U, o Heer, bestaan? Maar dan kom U genade, U liefde vir ons daarvoor in die woorde, maar daar is vergewing by U altyd gewees, en daarom wil ons vandag U loof en prys van harte. Vanoggend kom ons as gemeente saam om voorbereiding te doen vir hulle wat siek is, met dankbaarheid teenoor U te kan sê, Susan is ontslaan uit die hospitaal, ons daarop op die pad van volkome genesing aan die hand van beskerming. Maar o Heer, ons hart gaan uit na George in Milpark Hospitaal, na Louisa, sy kinders wat rondom daardie bed staan. Wees U genadig. Hou die hand van beskerming daaroor, George. En as die wil is, gee volkome beterskap en gesondheid. Ons weet, by U is daar genade in ons lewe, is in U hande. Daarom kan ons vra, seën ons, wees ons naby, en hou George vas in U troue Vaderhand. Maar o Vader, ons bid vandag ook vir 'n land waarin ons leef. 'n Land met sy eie sondes en sy eie unieke probleme. 'n Land met haat in die hart dikwels. Gee dat ons ook hier as Christene verandering kan maak. Dat ons U liefde sal uitdra, U genade sal groot maak, en aan U die eer en die dank sal toebring. Want U het die woord vir ons gegee, U onfeilbare, getroue woord, om vir ons, soos Psalm 119 sê, 'n lamp op ons pad en 'n lig vir ons voet te wees. Wees vandag deur die woord 'n lamp vir ons op die pad. Gee ons U nabyheid. Gee ons U liefde, dat U woord in ons hart sal ingaan en daar vrug sal dra, ja, nie net 30voudig nie, maar 100voudig sal vrug dra. Ons weet, U is self die prediker al gebruik die nietige sondaar mense, deur die Gees. Skryf hierdie woord in ons hart, as ons saam vandag gaan bely, U seun is die brood van die ewige lewe. Ons Here het vir ons voedsel op die kruis verwerf, wat nooit weer ons honger sal laat nie. Dankie dat ons dit kan lees uit U woord. In die naam van Christus, ons brood van die ewige lewe, bid ons dit. Amen. Ons begin met die reeks oor die ek is uitsprake, geliefdes, en daarom gaan ek heel aan die begin net kortliks ietsie sê ook oor die Evangelie van Johannes, waarin hierdie ek is uitsprake na vore kom. Ek sal 'n bietjie meer daarvan sê in die tyd wat kom ook, want ons elke keer verskillende dele hanteer. Vandag gaan ons begin, moet ons net onthou dat die Evangelie van Johannes vir ons in Johannes 20 vers 31 sê, hierdie dinge wat in sy woord staan, in hierdie Evangelie, is sodat ons kan glo dat Jesus die Seun van God, die Christus is, en dat ons deur hom te glo die ewige lewe kan hê. Waar Matteus, Markus en Lukas hoofsaaklik die gebeure in Jesus se bediening kronologies beskryf, fokus Johannes daarop om die diep betekenis van Jesus se persoon en sy werk te openbaar. Johannes skryf met 'n duidelike doel voor oë, dat ons tot geloof kan kom deur te hoor en te sien wat Jesus vir ons doen.
Daarom is die evangelie van Johannes nie net 'n historiese verslag van geboorte tot opstanding nie, maar 'n uitnodiging aan elkeen om Jesus te leer ken en in hom te glo. 'n Besondere kenmerk van die evangelie volgens Johannes is die reeks ek is uitsprake van Jesus. In hierdie uitsprake openbaar Jesus telke male iets van homself. Hy is die brood, hy is die lig, hy is 'n deur, 'n herder, die opstanding, die weg, die waarheid, die lewe. Hy is die ware wingerdstok. Hierdie beelde, wat vir sy eerste woorde is baie maklik verstaanbaar, maar dra ook 'n baie diep geestelike betekenis. Jesus wys daarmee, en ons sal telke male sien in die evangelie volgens Johannes, dat hy die antwoord is op die mens se grootste nood, sy geestelike honger, die duisternis en verlorenheid, die dood en vrugbaarheid. Hierdie reeks spreuke wat ek saam met u gaan deurwerk, gaan vir ons poog om elkeen van hierdie kenmerke van Jesus sorgvuldig te ondersoek. Ons sal telkens die historiese en kulturele agtergrond moet ondersoek om hierdie beeld sinvol te verklaar en dan hierdie boodskap toepas op ons eie lewe. Ons sal sien hoe elkeen van hierdie ek is uitsprake 'n bepaalde faset van Christus se heerlikheid openbaar en hoe al hierdie verse saam 'n volledige prentjie vorm van wie hy werklik is. Ons begin vandag met Johannes 6. Ons lees vanaf vers 22 tot 35. Die volgende dag sien die skare wat oorkant die see gestaan het, dat daar geen skuit meer was nie, behalwe daardie een waar sy disippels gegaan het, en dat Jesus nie saam met sy disippels in die skuit gegaan het nie, maar dat sy disippels alleen weggevaar het. Maar die ander skuit het van Tiberias aangekom, naby die plek waar die brood geëet het, nadat die Here gedank het. Toe die skare dan sien dat Jesus nie daar was nie, en sy disippels ook nie, het hulle self ook in skuite geklim en na Kapernaum gegaan om Jesus te soek. En toe hulle oor kan die see gevind het, sê hulle vir hom, Rabbi, wanneer het u hierheen gekom? Jesus antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir julle, julle soek my, nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens vir julle sal gee, want hom het God, die Vader, verseël. Toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus antwoord en sê vir hulle, dis die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. En hulle sê vir hom, watter teken doen u dan, sodat ons kan sien en glo? Wat werk u? Ons vaders het in die woestyn manna geëet, soos geskrywe is, hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die brood uit die hemel, ware brood uit die hemel, want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die ewige lewe. Wie na my kom, sal nooit honger kry nie, en wie my glo, sal nooit dors kry nie. Geliefdes van die Here Jesus Christus, ek het reeds gesê, ons begin met 'n nuwe reeks preke, en deur die evangelie van Johannes loop daar 'n reeks uitsprake van Jesus, wat almal begin met die woorde, ek is. Ek is die brood van die lewe, ek is die lig, ek is die deur, ek is die herder, ek is die opstanding en die lewe, ek is die weg, die waarheid en die lewe, ek is die waaragtige wingerdstok. Dit is maar net mooi beeldspraak nie. In die mond van Jesus dra die woorde, ek is 'n gewig, wat ons nie sommer moet laat nie. Wanneer Moses by die brandende bos vra na wie sy naam uit die volk moet stuur, antwoord die Here, ek is wie ek is. Wanneer Jesaja die Here se woorde aan Israel oordra, herhaal die Here keer op keer, ek is die Here en buiten my is daar geen verlosser nie. En wanneer Jesus in Johannes 8 vers 58 sê, voor Abraham was, is ek, verstaan sy hoorders presies wat hy bedoel.
Daarom murmureer die Jode oor hom in vers 41. Hy neem die naam van die verbondsgod op sy eie lippe. Elke ek is uitspraak in Johannes is dus 'n venster waardeur ons vir 'n oomblik diep in die wese van Christus inkyk. En elke uitspraak word nie in 'n ligleegte uitgespreek nie. Jesus kies sy woorde noukeurig binne 'n konkrete situasie voor 'n spesifieke gehoor na aanleiding van iets wat so pas gebeur het. As ons hierdie uitsprake wil verstaan, soos die eerste hoorders dit verstaan het, moet ons eers gaan stil staan by die toneel waarin hierdie woorde gespreek word. Vandag is die eerste van hierdie ek is uitsprake waarna ons gaan kyk. Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Johannes 6 vers 35. Voordat ons by die woorde self kom, wil ons aandag gee aan die pad wat na hierdie woorde lei. Want sonder die konteks van Johannes 6 verstaan ons nie waarom Jesus juis hierdie beeld op hierdie oomblik kies nie. Johannes 6 begin met een van die bekendste wonderwerke wat in die evangelies beskryf word. Jesus vermeerder Johannes 6 vers 1 tot 13, 5 garsbroodjies en 2 visse, sodat meer as 5000 mense daarvan eet en daar nog genoeg oorbly. Dis belangrik om te onthou dat hierdie wonderwerk alself vir die mense terugwys en 'n verwysing na die verlede is. Hulle dink wanneer die vermeerdering van die brood en die vis sien, onmiddellik terug aan Moses in die woestyn, van wie God in Eksodus 16 die manna uit die hemel laat reën het. Daarom is dit ook geen verrassing dat die skare na hierdie wonderwerk Johannes 6 uitroep, dat Jesus waarlik die profeet is wat nie wêreld sou kom nie, in vers 14. Hiermee verwys hulle terug na Deuteronomium 18 vers 15, waar Moses self 'n profeet voorspel, wat soos hy is, wat na die wêreld sou kom. Hulle wil hom dadelik koning maak, lees in Johannes 6 vers 15, want hierdie mens wat voor hom sit, het 'n broodkoning in gedagte gehad. Hulle het iemand in gedagte wat voortaan sal sorg vir hulle, soos Moses in die woestyn vir die volk gesorg het. Een wat dus die maag sal vul en die las van die lewe sal verlig. Geliefdes, Jesus onttrek hom van hierdie planne wat die volk het en gaan die berg op om alleen te bid. Daardie nag loop hy op die water na sy disippels in die boot, Johannes 6 vers 16 tot 21. 'n teken wat reeds vooruit gewys het na wie hy werklik is, lank voordat hy dit met woorde sou sê. Die volgende dag volg die skare hom oor die see na Kapernaum. Hulle soek hom met ywer. Jesus wat die hart ken, sien egter presies waarom hulle hom soek, en hy sê dit reguit vir hulle: julle soek my nie omdat julle die tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet het en versadig is, in vers 26. Jesus maak 'n skerp diagnose. Hierdie skare het die teken gesien, die wonderbaarlike vermeerdering van die brood, maar hulle het nie verstaan waarin hierdie teken wys nie. 'n Teken is per definisie iets wat verder as homself wys. Hulle het by die brood self bly staan en nooit verder gekyk na wie die brood gegee het en wat hy daarmee oor homself wou sê nie. Daarom sê die Here in sy eerste oproep: moenie werk vir voedsel wat vergaan nie, maar vir voedsel wat bly tot die ewige lewe, wat die Seun van die mens vir julle sal gee, want hom het die Vader verseël. Die skare antwoord met 'n vraag wat tipies is van mense wat dink redding is iets wat 'n mens met die hande kan verdien. Wat moet ons doen om die werke van God te verrig? En Jesus se antwoord is verrassend, eenvoudig, maar tog radikaal. Dit is die werk van God, dat julle in hom moet glo wat hy gestuur het. Nie 'n stapel werke nie, maar geloof in die een wat hy gestuur het. Die skare is nog nie oortuig nie. Hulle vra vir nog 'n teken, as 'n vermeerdering van 5 broodjies nie genoeg was nie. Hulle bring self die vergelyking met Moses ter sprake. Ons vaders het manna in die woestyn geëet, soos daar geskrywe is. Hy het hulle brood uit die hemel gegee om te eet. Dis die kern van die verwagting. Hulle wil 'n nuwe Moses hê wat nuwe manna gee, 'n brood wat fisies versadig op aarde, 'n brood vir die maag. Hier kom Jesus se korreksie, wat die hele gesprek 'n nuwe rigting gee. Voorwaar, ek sê vir julle,
Moses het nie vir julle die brood uit die hemel gegee nie, maar my Vader gee julle die waaragtige brood uit die hemel, want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en dan ook aan die wêreld die lewe gee. Let op hierdie noukeurige korreksie. Nie Moses het die manna gegee nie. Dit was altyd die Vader. En die ware brood uit die hemel is nie 'n saak wat val nie, maar 'n persoon wat neerdal. Die skare nog steeds op die fisieke vlak antwoord: Here, gee ons altyd hierdie brood. Hulle dink steeds aan iets wat hulle elke dag van weer moet kry van, soos die manna wat elke oggend versamel moet word. En dis presies die punt. Na die hele opbou van die wonderwerk, die misverstand, hulle vraag en die korrektief wat Jesus gee, dat Jesus die woorde uitspreek wanneer ek en jy vandag kyk: Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger word nie, en wie my glo, sal nooit dors word nie. 3 sake val op as ons na hierdie vers kyk. Eerstens, die ek is. Jesus sê nie, ek bied brood aan, of ek gee vir julle brood nie. Hy sê, ek is die brood. Hy plaas homself, sy eie persoon in die plek waar die skare 'n saak of 'n voorraad verwag het. Die manna was iets wat God gegee het, maar wat van Moses geskei kon word. Brood is brood, of dit deur 'n profeet of deur 'n bakker uitgedeel word. Maar hier sê Jesus dat hy self in sy persoon, dit is wat daar die brood van die ou verbond heen gewys het. Die manna in die woestyn was nooit die finale werklikheid nie. Dit was 'n teken, 'n skadu, 'n voorlopige voorsiening wat moes wys na die groot voorsiening. Soos die skrywer van die Hebreërbrief later oor die hele tabernakelstelsel sal sê, was alles afskaduwings van die toekomstige dinge. Hebreërs 10 vers 1. Die manna van elke dag sou verrot as dit oorgebly het, behalwe op die Sabbat. Dit kon nie die dood self oorwin nie. Die geslag wat dit geëet het, het tog in die woestyn gesterf. Jesus se ek is beteken, ek is nie nog 'n herhaling van daardie voorlopige voorsiening nie. Ek is die saak waarna alles heen gewys het. Tweedens, die uitdrukking die brood van die lewe. Dis 'n uitdrukking met 'n dubbele betekenis. En die dubbele betekenis is doelbewus. Dit kan beteken die brood wat lewe gee, soos gewone brood ons liggaam in die lewe hou. En dit kan ook beteken die brood wat self lewend is, in onderskeid van die dooie, verganklike brood van elke dag. Beide betekenisse is hier teenwoordig. Jesus is die brood waardeur die ewige lewe aan ons gegee word. En hy self die lewende brood. In hom is die bron, die oorsprong van die lewe. Onthou wat Johannes reeds in sy voorwoord Johannes 1 geskryf het. In hom was die lewe, en die lewe was die lig van die mense. Die lewe is nie iets buite Christus wat ons oordra soos 'n pakkie wat van hand tot hand moet oorgaan nie. Die lewe is in hom, en ons ontvang dit alleen deur met hom verenig te word, soos brood geëet word, een word met die liggaam wat dit eet. Dit is hier waar die beeld van brood sy volle krag kry. Brood is nie 'n versiering op die tafel nie. Dit word ingeneem, dit word verteer en raak deel van die liggaam wat dit eet. So ook met Christus. Hy is nie en bly nie 'n voorwerp van bewondering op 'n afstand nie. Om te eet, soos hy later in die hoofstuk verder sal uitbrei, in vers 53 tot 58, beteken om hom deur die geloof in onsself te neem, in onsself op te neem, sodat hy werklik ons lewe word, en nie te hulp, 'n spaarwiel wat ek gebruik wanneer ek hom nodig het nie. Ons word daar bestaan dus ware geloofsgemeenskap tussen die gelowige en Christus. Ons word nie gered deur informasie van Christus te hoor nie, dit te ontvang nie, maar deur homself te ontvang, soos 'n hongerige mens brood ontvang het en daardeur lewe. En hierdie mense het presies verstaan, want brood was maar net 'n ietsie ekstra op die tafel nie. Brood was die ete. As daar nie brood op die tafel was nie, het hulle gesê ons het honger. Met ander woorde, jy neem Christus ook in. Hy word so deel van jou lewe dat dat hy die enigste is waardeur jy kan lewe. Maar derdens die belofte.
Wie na my toe kom, sal nooit honger word nie, en wie in my glo, sal nooit dors word nie. Kyk mooi, geliefde, hoe Jesus kom na my toe en glo in my as twee gelykluidende sinonieme gebruik. Om na Christus te kom is niks anders as hom te glo nie. Daar is geen toegang tot hom anders as geloof nie. Geloof is dus die ware koms na Christus. Let ook op die teenstelling met die brood en die water in die woestyn. In Johannes 6 vers 35 stel Jesus homself teenoor die brood en die water wat Israel in die woestyn ontvang het. Die manna en ook die water in die rots was wonderlike gawes van God, maar dit het slegs die volk se tydelike fisiese behoeftes bevredig. Hulle moes telkens weer eet en drink, en uiteindelik het hulle tog gesterf. Die manne moes elke oggend kom, opnuut. Die water in die rots moes opnuut geskenk word, telkens as die volk dors was. Jesus verklaar egter dat hy die brood van die lewe is. Wie na hom kom, sal nooit in der ewigheid geestelik honger kry nie. En wie in hom glo, sal nooit in der ewigheid dors kry nie. Christus gee nie 'n tydelike versorging nie, maar die ewige lewe. Hy vervul volkome, waar die manna en die water in die woestyn slegs vooruit na gewys het. Wie dus, ek en jy, in geloof na Christus kom, het 'n versadiging wat nie weer aangevul hoef te word nie. Dis nie 'n maaltyd wat elke dag herhaal moet word om die honger af te weer nie, maar 'n blywende, voltooide vervulling. Johannes Calvin, een van ons reformatore en 'n stel kommentaar wat tot in ewigheid seker sal wees vir ons daar, stel dat alleen Christus die siel kan voed. Johannes Calvin wys daarop dat die manna in die woestyn slegs 'n tydelike teken van God se sorg was, terwyl Christus die ware brood uit die hemel is wat die ewige lewe gee. Net soos gewone brood die liggaam onderhou Christus die gelowige se geestelike lewe. Daarom beklemtoon Calvin dat om aan Christus te kom en in hom te glo dieselfde saak beskryf. Geloof is die middel waardeur ons Christus ontvang en sy weldade deuragtig word. Buite Christus, geliefde, bly die mens geestelik honger en dors. In hierdie vers praat die Here Jesus nie van 'n tydelike verligting nie, maar van 'n ewige verbondenheid. Wie eenmaal werklik deur die geloof met Christus verenig is, besit in hom 'n bron wat nooit opdroog nie. Dit beloof nie, geliefdes, dat ons op aarde oomblikke van geestelike honger of twyfel sal ervaar nie. Ons ken almal die tye van droogte in ons geloofslewe, maar die fundament waarop ons geloof staan, verander nie. Die bron droog self nie op nie, al voel ons soms ver daarvandaan. Die belofte gaan oor die voldoende, blywende karakter wat Christus aan ons gee, nie oor 'n beloofde afwesigheid van enige geestelike stryd in hierdie lewe nie. Dis 'n belofte vir die wat in hom bly, nie 'n waarborg dat die pad sal maklik word nie. Maar kom ons pas hierdie vers nou prakties toe op ons alledaagse lewe. In die eerste plek, geliefde, moet ons onsself vra, waarom soek ek en jy vir Jesus? Die skare in Johannes 6 het hom oor die see gevolg. Hulle het moeite gedoen, hulle het vroeg opgestaan, en tog sê Jesus vir hulle, julle soek my nie met die regte redes nie. En jy weet, die skokkende is, ons kan dieselfde doen. Ons kan kerk toe kom, ons kan die Bybel lees, of hard werk in die koninkryk, en steeds Jesus soek vir wat hy ons kan gee, eerder as vir wie hy is. Die versoeking is om van Jesus 'n verskaffer te maak, van gesondheid, van voorspoed, van onopgeloste probleme, sonder om werklik as die brood ons lewe, die enigste genoegsaamheid te begeer. Maar Jesus wil nie net 'n hulp wees nie. Hy wil net 'n oomblik ons help en ons honger stil nie. Hy bied homself aan. Dit is dieselfde patroon dat ons in ons eie gebedslewe kan herken. Hoe maklik bid ons vir oplossings, en hoe selde bid ons werklik, Here, gee my u self. Die skare het 'n koning gesoek, wat hulle maag sou vul. Ons soek dikwels 'n verlosser, wat ons omstandighede kan verander, sonder dat ons werklik na hom verlang as die doel en die brood van ons lewe.
Die eerste preek in die reeks daag ons dus uit om voor ons met die ander ek is uitsprake aan te gaan, eerlik te vra vir onsself. Hoekom soek ek Christus? Is dit Christus self wat ek soek? Of net wat hy vir ons kan doen? In die tweede plek, leer hierdie teks ons iets oor die rustelose soeke van die menslike hart. Die skare wou altyd weer brood hê. Here, gee ons altyd hierdie brood. En daarin het hulle, sonder dat hulle dit besef, die waarheid oor hulle eie siel uitgespreek. Ons is gemaak met 'n honger, wat geen aardse voedsel ooit kan stilmaak nie. Augustinus, een van die kerkvaders, het dit so gestel, ons hart is onrustig, tot dit rus vind in God. Ons jaag, ons lewe lang, agter geld aan, agter aansien aan, agter verhoudings aan, agter vermaak aan, en elke keer kom ek terug, honger, want dit was nooit die brood wat werklik kon versadig nie. Dit was manna, wat elke dag opnuut weer moet kom, en wat uiteindelik vergaan. Net Christus, en hy alleen, is die brood wat blywend versadig, omdat hy self die lewe is, waarvoor ons siel gemaak is. Hierdie waarheid, geliefde, is veral nodig in 'n tyd en samelewing, wat voortdurend nuwe forme van manna aanbied. Vermaak, prestasie, materiële welvaart, selfs godsdienstige aktiwiteite sonder werklike verbondenheid met Christus. Elkeen daarvan kan vir 'n oomblik die honger stil maak, maar geen een kan die siel blywend versadig nie. Net soos die manna in die woestyn opnuut elke oggend versamel moes word, so moet ons voortdurend teruggaan na die afgode vir 'n dosie bevrediging, en elke keer ontdek ons, dit hou nie. Derdens wys hierdie teks ons, watter geloof en soort geloof God van ons vra. Nie 'n stapel werke, wat ek moet verrig om God se guns te verdien nie. Onthou die skare se vraag, wat moet ons doen om die werke van God te verrig? En hoor wat sê Jesus, glo in hom, wat die Vader gestuur het. Dis 'n bevryding vir elkeen wat moeg geword het om te probeer goed wees vir God. Die werk van God is om te kom, om te glo, om te ontvang. Net soos 'n hongerige mens nie eens vir die bakker moet betaal met sy eie geregtigheid voor hy mag eet nie, maar eenvoudig kom en eet, so kom ons na Christus met leë hande, en hy versorg en versadig ons gratis, verniet uit genade. Ek sluit af, geliefdes. Die reeks wat ons vandag begin het, gaan ons Sondag na Sondag dieper laat inkyk in Jesus en in wie Jesus is. Vandag het ons gesien, hy is die brood van die lewe, nie nuwe manna wat elke dag opnuut gegee moet word nie, maar die blywende, lewende brood waarin ons vir ewig versadig word. Die vraag wat oorbly is eenvoudig dieselfde vraag wat die skare in Kapernaum moes beantwoord. Gaan ons by die teken stil staan, of gaan ons kom na die persoon waarheen die teken wys? Gaan ons die brood soek wat vergaan, of gaan ons kom na hom wat sê, wie na my kom, sal nooit honger word nie. Nou gaan ek hier uit in die wêreld daar buite, 'n wêreld met sy eie afgode, met sy eie uitdagings, met sy eie forme van manna wat vir ons aangebied word. Wat gaan ek en jy soek om te eet in ons geestelike lewe? Wat gaan my geestelike lewe voed, stil maak, kalm maak en rus gee, wat by groen waters en weivelde bring? Net een, Jesus, die brood van die lewe. Hoe gaan ek en jy in hierdie week hom soek? Amen. Ons dank saam. Vader, ons is so geneig om nuwe manna te soek, wat ons tydelik versadig, en ons hardloop ons moeg in die reisies daar buite in die wêreld. Ons hardloop ons moeg na aansien, ons hardloop ons moeg na materiële welvaart, ons hardloop ons moeg na verhoudings wat kan werk, omdat ons dit nie in U doen nie. Here, help ons hierdie week om so te fokus op U, die brood van die lewe,
dat ons, wanneer ons weer by mekaar kan sien, hoe U die lig is, waarin ons leef, en waarin ons doen, dit wat U van ons vra. Seën ons in die week, hou U hand van beskerming oor ons, en bewaar ons in Christus se naam. Amen. Ons slotlied, lied 175, die baie bekende Majesteit. As ons luister wat Jesus vir ons doen, dan kan ons net maar stil word en dit dan uitroep daarna, Majesteit, hoe groot is U? Hoe lief het U ons, dat U ons versorg en dra? Majesteit, lied 175, daarna ons wegstuur seën en die Amen. Majesteit, glansryke heerlikheid, ons wil Jesus, die koning wilde bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, vanwaar ons woon tot by sy troon, wil ons omprys. Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, heilige heerlikheid, net gesterf, ons heil verwerf, hy het oorwin. Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, heilige heerlikheid, net gesterf, ons heil verwerf, hy het oorwin. Ontvang die seën van hom, die brood van die ewige lewe, en gaan uit in die wêreld daar buite onder sy klankende stem. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee.